naam van die Here is 'n sterk toring. Die regverdige hardloop daarin en word beskud. My tema vir oggend is, as jy nou daai prentjie so sien, wat dink jy? Ja, wat hoor jy? Ons is in 'n wêreld, maar ons is nie van hierdie wêreld nie. Ons is in hierdie wêreld met al hierdie geraas en al hierdie negativiteit wat mense so praat, en dit word nie minder nie. Dis nou op elke sosiale platform waar daar is dit net negatief. Ek wil jou vinnig laat dink, so 3 maande terug toe daai groot petrolverhoging ingekom het. Wat het mense gesê? Ons gaan nie meer kan ry nie. Jy het gehoor? Weet jy hoeveel karre sien ek op die pad? Dan wonder ek maar net, hoe ry hulle? Jy hoor, die wêreld het ons so angs gemaak, dat ons wil in 'n paniek ingaan om te dink, hoe gaan ek survive? Ek kan nie eers meer kerk toe ry nie, want die petrol is te duur. Dis die goed wat aangaan. Ons gaan moet kyk, waar gaan ons sny? Ek moet werk toe ry, dis eerste. Ek praat nou met jou goed wat ek gehoor het. Ek moet werk toe ry, dat ek 'n inkomste kan kry. Ek moet so nou en dan daarom gaan visvang, dat ek kan ontspan. Toe vra ek nou, wanneer gaan jy kerk toe? Nie, ons sny petrol. Ek dink die ding wat jy op moes gesny het dan, was om bietjie te gaan visvang, of rugby te gaan kyk. Jy kan nie versuim om hierdie onderlinge byeenkomste by te woon nie. Is dit nie lekker by die kerk nie? Dit is natuurlik lekker. Nou toe die oorlog daar was, hoeveel goed het julle gehoor? As gevolg van dit gaan dit gebeur, en as gevolg van dit gaan dit gebeur. Ja, dit het ons geaffekteer. Dit het elke een wat hier so sit geaffekteer. Maar het God nie ingetree nie? Het God nie in daai situasie ingekom en gesê, I will be with you. Ek gaan met jou wees, al is die storm so groot. Maar ons wil nie altyd dit glo nie. Want ons luister te veel ander goed. Dit wat ons hoor, wat mense hard praat, glo ons meer as God se gees wat hier binne jou praat. Miskien is dit tyd dat jy jou geestelike ore oopmaak en jou vleeslike ore toedruk. Om te sê, Here, praat met my meer, laat ek U kan hoor. Almal praat net heeltyd twyfel. Almal is so mismoedig deesdae. As jy met iemand praat met die petrolprys, ja, dit affekteer my ook. Maar gaan dit my fokus wees? Nee, die fokus gaan nie die petrolprys of die kragprys wees wat gaan klim nie. Dis nie ons fokus nie. Maar daar's een stem wat ons heeltyd onderdruk. En ons lees dit in Johannes 10 vers 27. Waar Jesus sê, my skape luister na my stem. En ek ken hulle. En hulle volg my.
Ken jy Jesus se stem as hy met jou praat? Of hoor jy net hierdie lawaai van die wêreld? My vraag aan jou vanoggend is nie of God nie meer praat nie. Want ek weet hy praat. Ek weet God praat nog. Maar my vraag aan jou is, wie hoor jy en wat hoor jy? Jy sien ons twee. Wie hoor jy en wat hoor jy? Hoor jy die wêreld of hoor jy God? Want as jy die wêreld hoor, luister jy vir die vyand. Want die woord sê, hy is die vader van hierdie wêreld. Dis kom ek in die begin gesê het, ons is in hierdie wêreld, maar nie van hierdie wêreld nie. Want ons fokus is nie hierdie wêreld nie. Ons fokus is Jesus. Want waarna jy luister, bepaal wat jy dink. En hoe jy dink, bepaal wat jy glo. En wat jy glo, bepaal wat jy leef. Julle hoor, julle verstaan dit. Want dit wat hier inkom, dit wat jy hier hoor, gaan jy begin hier binne dink. En dit wat jy binne dink, gaan begin in jou hartjie gaan. En dit wat in jou hartjie gaan ons hier uitkom. Sien, ek moet vir julle prentjie vat. Want dit waarvan jou hart van vol is, gaan dit oorloop. As jy te veel negativiteit en goed hier so inplant, dan gaan dit hier na toe gaan, en dan begin dit hier uitkom. En dan as jy by iemand kom en sê, die wêreld is so. Ek kan nie sien hoe gaan die son opkom môreoggend nie. Baie mense sê, ek kan nie sien hoe moet ek gaan werk môre nie. Ja, as dit so koud is, wil mens nie gaan werk nie. Jy hoor. Maar dit moet nie ons fokus wees hierdie koue nie. Die koue moet jou nie weerhou om na die huise van die Here toe te gaan nie. Die koue moet nie wees 'n struikelblok vir jou om vir iemand te gaan bid nie. Die grootste stryd vir ons as kinders van God vandag is nie die storm wat rondom ons is nie. Ons almal kry storms. Maar is die storm wat hier binne jou gebeur. En wat se stemme kom in daai storm hier binne jou uit? As dit maanskyn en rose is dit alles mooi. Maar solank as daar druk kom, dan is dit wanneer die wiele afval sê hulle. Maar ek wil met julle so 'n paar mense in die Bybel vir julle mee deel vanoggend. Die eerste een is, ons almal ken vir ou Petrus. Wie ken nie vir Petrus in die Bybel? Hy was 'n legend gewees. Hy's 'n hero. Ek dink so. Want wie van julle wat hier so sit vandag, het al op water geloop? Nee. Hy's 'n legend. Hy het iets gedoen wat min mense kan doen. In feite, geen mens kan dit doen, behalwe hy en Jesus het nie. Jy hoor, die storie in Matteus 14, ek gaan nie veel die storie lees nie. Maar hulle was in hulle skei, in hulle klein kanoe of bootjie of iets. En die storm was daar gewees. Soos jy sit vandag in jou storm, in jou bootjie. En daai bootjie gaan so. Dan is daar water binne die bootjie, dan is die water uit die bootjie uit. Dan word jy nat.
En dan hoor jy 'n stem. Nee, eers sien jy iemand daar op die water. Want nou word jy bang ook, né, want ons is mos 'n bietjie angs. Jy word bang. Veral as jy in die nag hierso iemand sien aankom. Die water, jy gaan bang word. Maar dan hoor jy iemand wat sê, Here, as dit U is, beveel my om uit te kom. En net een woordjie kom. Kom uit jou omstandighede uit. Jy sien die kom gedeelte van kom, hy moes 'n keuse maak. Hy moes gesê het, ek gaan 'n stap van geloof vat en uit hierdie bootjie klim. Dis die eerste ding wat hy gedoen het. Hy het 'n step of faith. Jy moet in geloof moet 'n aksie ook wees. En daar's 'n daad. Anders is jou geloof niks nie. Want geloof sonder werk is dood. Hy het nou uitgegaan en hy het toe uitgeklim. En hy sê op die water. Ek wil jy moet dink as dit jy is. In jou omstandighede waar jy is. As dit jy is. En jy hoor, want jy hoor iets. Kom. Gaan jy uitklim? Of gaan jy sê, nee Here, ek dink kom jy maar na my toe. Ek gaan nie op hierdie water loop nie. Ouwe, ek gaan nie. Maar Jesus sê, kom. En Petrus klim op die boot, hy het hy loop op die water. En hy het geloop. Wie moet die prentjie kry van hierdie boot, klein kanoetjie of wat ook al jy dit wil noem. En Jesus, hoe ver kan jy sien in die aand op water? Jy kan redelik 'n entjie sien, want ons het 'n lig. Die maan is daar, né? Jy kan sien. Wil ek vir jou iets verduidelik wat Heilige Gees in my openbaar het? Terwyl hulle op hierdie boot was en hulle kon Jesus sien, het hy aangeloop gekom en hy het uitgeklim. Hy het geloop alreeds op die water. Hy was nie by sy boot, hy het nie net uitgeklim en toe gloek. Nee. Hy het alreeds geloof in aksie gehad om te beweeg vorentoe. Hy het na Jesus toe geloop. Hy het nie weg van Jesus afgeloop nie. Want Jesus het gesê, kom. Toe loop hy na Jesus toe. En Jesus sê vir jou, volg my. Volg my. Is vorentoe. Maar ons is gewoond om, nee, dan gaan ek eers bietjie hierdie kant toe. Volg my. Dis een way. Die woord sê die smal weg. Want wat is moeilik? Volg my. En Jesus het aangeloop gekom op die water. En Petrus is op pad na hom toe. Maar toe hy, die woord sê hy die golwe gesien. Dink jy sy ore was toe gewees? Nee. Jy al gehoor hoe klink dit as die wind waai op die see? Jy al gehoor hoe klink dit as die wind waai op 'n dam? Ek dink daai twee, die oog en die oor, het die koneksie gemaak as ek rondkyk. Want ek sien hierdie goed wat so gaan. Maar ek hoor ook en toe, wat word toe groter? Angs. Wanneer angs jou beheer, gaan jou geloof kleiner. Want wat voer jy dan?
angs. Net jy gaan, ek gaan nie hierdie kan, ek gaan nie dit kan nie. Ons word bang. Jy gaan bang word. Want jy's 'n mens. Maar daar so is 'n Here Jesus wat vir jou help. As jy bang geword het en het jy opgetrek, gaan terug. Help my. Want jy gaan deur sekere fases in jou lewe gaan, sekere seisoene, sekere valleie. Julle weet hoekom is daar valleie? Want vir elke vallei wat jy in is, kom jy op jou bergtop. Op jou bergtop gaan jy weer in 'n vallei. Dis nie om jou te laat suffer nie. Dis nie om jou te laat moeilik gaan met jou nie. In daai vallei, hou dit op jou knie. Dis waar jy jou geloof bou. En as jy nie jou geloof bou in daai vallei nie, en jy is op die toppunt, en jy gaan weer af, hoe gaan jy dan staande bly? Jy moet, die lewe is nie net so nie. It's ups and downs. Wanneer dit goed gaan, loof en prys jy God nog steeds? Ja. Want dan gaan 'n tyd kom wat jy challenges het. Dan weet jy, ja, hier moet ek meer en meer tyd in die Here spandeer. Maar ek wil net vandag vir jou dit sê, dat jy my nie verkeerd verstaan nie. Wanneer dit goed gaan, moet jy nie minder tyd in die Here spandeer nie. En die woord sê, soek my aangesig. Die storm sê, jy gaan dit nie maak nie, jy gaan nie deurkom nie. Die storms om jou sê, dis onmoontlik, ag gee net op man, dis makliker. In die wêreld is dit lekker. Die storms in die wêreld sê, gee op man. Hoekom wil jy al hierdie challenges het as jy net kan go with the flow? Jy gaan met die flow gaan, maar dan gaan jy die hemel mis. Maar ek wil vir jou sê, in Jesus Christus is dit lekkerder as in die wêreld. Ek wil jy moet dit verstaan. Ek het ook 'n werk van Maandag tot Saterdag, Maandag tot Vrydag. Ek hoor wat daar buite aangaan. Dis kom ek vir jou kan sê, vir die wêreld is dit, gee op man. Maar dit wat hier binne my is groter as dit wat in die wêreld is. Ons hoef nie ons knie te buig vir die wêreld nie. In Numeri 13 stuur Moses 12 spioene om die beloofde land te gaan verken. Al 12 hierdie manne loop in dieselfde land. Hulle sien dieselfde reuse. Hulle sien hierdie hoë mure wat daar is. Maar uit hierdie 12 manne uit, kom daar 2 stories. Daar kom 2 stories. 10 van die 2 sê, ouwe, ons kan nie. So toe gaan. Nope, ons kan nie. Maar daar is 2 mense, nog 2 legends, Joshua en Caleb, wat sê, ons kan. En toe wil die mense almal hulle doodmaak, want hulle sê, ons kan. Ek gaan nie deur al die detail met julle gaan nie. Maar wat ek wil by uitkom, hierdie ander 10 sien die reuse. Wie is die Goliat in jou lewe? Wat moet nog val? Hierdie 10 sien hierdie Goliats. Kom ons noem dit Goliats. Maar Joshua,
Hulle sien God se belofte. Want God wil hulle 'n beloofde land invat. Hierdie 10 fokus op die swakheid. Voor Joshua hulle fokus op God se krag. Hulle fokus nie op die omstandighede wat daar is nie. Al hierdie groot manne, hulle het groot swaarde, alles. Ons is hierdie klein mannetjies. Hulle gaan vir ons doodmaak. Maar wie is in jou? Jesus wat in jou is groter as dit wat in die wêreld is. Baie mense mis God se beloftes. Hulle mis ook wat God vir hulle instoor het, want hulle sien die wêreld. Hulle het hulle vertroue geplaas in mense in die wêreld. Hoor mooi. As jy vertroue plaas op wêreldse mense, is dit verby. Jou vertroue moet God wees eerste. God gaan mense op jou pad stuur om jou te help om die deur te gaan. As jy 'n geestelike broer het of 'n geestelike suster het God iemand op jou pad gestuur om jou te help. Want jy het 'n prayer buddy nodig. Jy kan nie oorlog toe gaan alleen nie. Want jy kan hierdie gedeelte dek. So. Maar hoe gaan jy in 'n oorlog ingaan as jy moet heeltyd so rondkyk so? Dis kom jy 'n prayer buddy het. Iemand wat saam met jou kan fight. Jou omstandighede mag dalk werklik wees. Maar God se beloftes is ook werklik. Wat gebeur wanneer jy na jou omstandighede luister? Die vrees, want jy luister vir omstandighede, begin jou geloof vervang. Vrees begin groei wanneer ons voortdurend fokus op probleme. Want ons fokus skuif. Ons omstandighede verander elke dag. Hoor mooi, jou omstandighede verander elke dag. Maar God verander nooit nie. God verander nie. Hy is gister, vandag tot in alle ewigheid dieselfde. Môre skyn die son weer. Vandag het jy miskien 'n afdag. Ons almal het afdae. Maar rus dan. Maar as jy klaar gerus het, spandeer bietjie tyd in die woord om krag te kry vir môre. As jy jou lewe bou op wat jy sien, met jou fisies hierdie oogies van jou. Party mense met brille sien beter. Want hulle het 4 oë dan. Ag, ek moes net. Maar is die deel van die lewe daai. Maar as jy nie die brille gehad het nie, kon jy nie gesien het nie. Dank die Here, daar is oogartse en goed vir dat hulle mense kan help sien. Wat sou net gewees het as die mense wat minder kan sien in die strate moet ry? Maar mag jy vandag geestelike brille kry om jou geestelike oë op te maak? Want ons geestelike oë is toe. Dit het blind geword. Maar as jy jou lewe bou op wat jy voel, dis wanneer die lewe jou rondslinger, een kant na ander kant toe. Heen en weer.
Want ek sien, ek is nie goed genoeg nie. Ek sien ek is 'n mislukking gewees my hele lewe lang. Maar gaan nie op wat jy sien? Maar dis nie wat God vir jou het nie. God sê nie jy's 'n mislukking nie. Want Jesus verander nooit nie. Maar wanneer begin alles verander? Wanneer is die omdraaipunt in jou lewe? Waar is 'n omdraaipunt in jou lewe? As jy moet vir 'n oomblik dink, waar het die omdraaipunt in my lewe gekom? En wat was dit? Jesus. Toe jy Jesus aanneem. En Jesus kom woon hier binne jou. Dis die omdraaipunt. Nie omstandighede nie. Niks van die wêreldse goed is 'n omdraaipunt nie. As iemand vir jou vandag 'n miljoen rand moet gee en sê, hierso. En iemand anders toe kom by jou en sê vir jou, Jesus is die weg, die waarheid, die lewe. Kies. Wat gaan jy vat? Almal sê nou Jesus. Ek het daai selfde gesprek 'n ruk terug op met mense gehad. Baie nie. Toe sê ek ja, maar wanneer jy na jou omstandighede kyk, gaan hy geld vat. Jou omstandighede gaan nie verander, maar hy geld nie. Jou omstandighede gaan nie verander met hy geld nie. Al die omstandighede verander is met Jesus. Niks wat jy het jy gekry sonder Jesus nie. Ek is niks sonder Jesus nie. As ek nie Jesus in my lewe het nie, is ek niks. Is hierdie body beteken niks. Maar die dag wanneer ek my asem hier uitblaas en hierdie liggaam is dit 'n liggaam. Hierdie is nou jou tempel. Pas hom op. Hierdie is jou tempel vir Heilige Gees hier binne jou. Jy het 'n journey. Petrus het op water geloop toe sy fokus op Jesus was. Joshua en Caleb se fokus was nie die reëse nie. Hulle fokus was die beloofde land. En hulle fokus was God. Want God het gesê, ek gaan dit doen. Ek gaan julle 'n beloofde land gee. Ek gaan julle voorberei vir dit wat gaan kom. En dan wil ek afsluit met die volgende. Romeine 10 vers 17. Die geloof is dus uit die gehoor en die gehoor is deur die woord van God. Alles wat jy hoor, al hierdie stemmetjies wat jy hoor in jou kop, moenie alles glo nie. Want solank jy alles glo, gaan dit nie goed gaan nie. Maar vat daai stem wat jy hoor en gaan toets dit in die woord. Gaan bid oor dit. Ek het jare terug iemand gehoor, ek is seker af van die Here het vir my gesê ek moet 'n besigheid oopmaak. Ek is seker af van. Hy het gegaan, toe maak hy besigheid oop. Ja, dit vir die eerste ruk het dit goed gegaan. Vir die eerste ruk het dit baie goed gegaan. En toe hy nie meer mense betaal onder die tafel nie, toe gaan dit nie meer so goed nie. Is dit God se plan?
Nee. As God vir jou sê, ek gaan vir jou dit doen, is daar nie 'n T's and C's supplies onder om te sê, jy moet bribe my boetie, ek gaan vir jou voorsien nie. Hoeveel miljoene onder die tafel deur nie. Dis nie wat God doen nie. God se belofte is, hy vir jou sê, maak dit, dan gaan hy voorsien ook. God gaan nie vir jou sê, doen dit, en jy moet bribe, en jy moet alles doen, wat teen God se wil is nie. Dan is dit mos nie van God af nie. In 2 Korintiërs 10 vers 5 sê, dat ons elke gedagte gevange moet neem, tot gehoorsaamheid aan Christus. Is daai gedagte van Jesus af? Nee. As dit gaan oor geroof 'n bank, of doen lelike goed, doen wêreldse goed, dan is dit nie van Jesus af nie. Wil hierdie by julle los, van Job. Dis 'n man, as jy tyd het, gaan lees sy storie. Gaan lees sy storie. Dis 'n man wat dit nie maklik gehad het nie. Maar sy geloof was sterk. Hy het nie sy rug op God gedraai nie. Almal draai teen hom. Sy vrou kom en sê vir hom, vervloek God, dat jy kan sterf. En hy sê, nee, ek gaan nie. Ek sal dit nie doen nie. En een versie wat ek wil hê jy moet vat vandag, is Job 19 vers 25, wat sê, ek weet, my verlosser leef. In jou omstandighede wat jy is, sê vir die persoon langs jou, ek weet, my verlosser leef. Dan gaan dit verander. Niks kan dieselfde bly nie. Daar moet 'n verandering wees. Amen. Maar jy die keuse. Gaan jy soos Job sê, ek het faith. Al raak dit moeilik. Ek gaan nie vir 'n quick fix gaan nie. Ek wil nie nog 'n pilletjie hê nie. Daar's net een pilletjie en dis die gospel wat werk. Twee Korintiërs 4 vers 18 sê, herinner ons dat die sigbare dinge tydelik is. Alles wat jy sien is tydelik, maar die onsigbare dinge is vir ewig. Julle moet julle oë toemaak, elkeen, ek wil niemand sien rondkyk nie, niemand nie. Daar's twee stemme wat in jou binneste praat. Dis jou eie geesmens wat met jou praat. Daai stemmetjie wat opkom heeltyd. Dan is dit Heilige Gees wat ook praat. Watter stem hier binne jou is die hardste? Watter stem hier binne jou herken jy die meeste? Want as dit jou eie stemmetjie, jou eie geesmens hier binne jou is, begin om te sê, Here, hierdie eie ek hier binne my moet stil word. Laat ek U stem meer kan hoor. Ek wil nie opgee nie. Ek wil nie opgee, want U is die weg en U is die waarheid. Ek hoef nie te fokus op aardse goed nie. Ek wil fokus op U. Jesus sê vanoggend vir jou, hou aan. Die storms hier binne jou sê dis onmoontlik. Maar Jesus sê, hou aan.
Hou aan, moenie opgee nie. Want in Jesus Christus is alles moontlik. Nie net sekere goeders nie. Moenie luister vanoggend na die wind wat waai. Jy hoor hoe breek die branders nie. Moenie dit nie. Luister na God. Soos almal nog oë gesluit is. Here Jesus, dankie dat ons kan bid vanmôre vir al die stemme wat in ons binneste is, wat nie van U af is nie. Vader, my gebed is dat daai stemme nou sal begin stil word. Dat ons U stem sal duideliker en duideliker hoor. Dat ons nie vasgevang is in hierdie wêreld nie. Dat ons U sal volg en U sal loof en U sal prys en alles wat in ons is net na U toe wil gaan en sê, Here, Vader, help ons. Ek kan nie alleen dit doen nie. Maar U sal my help. Dankie Here Jesus vir hierdie woord. Dat ons geestelike ore sal oopmaak. Vader, laat ons sal earplugs in ons fisiese ore sit. Laat dit sal toewees vir dit wat die wêreld vir ons sê. Laat ons gefokus sal wees op U. Laat ons fokus nie sal wees dit wat ons hoor nie. Van buite af nie. Maar laat ons fokus sal wees dit wat U vir ons hier binne in ons sê. Dat ons U sal volg. Vader, dat ons geloof sal hê soos Job. Vader, dat ons nie soos Joshua hulle, Vader, dat ons soos hulle sal sê, we believe in God. Ons God kan. Met my God sal ek 'n bende storm platloop. Ek kyk nie na die reëse om my nie. Ek kyk nie na die storms nie. Maar ek kyk na U, Vader. En ek weet U voorsien. U voorsien meer as genoeg. Vader, my gebed is dat U elke persoon wat hier so sit vanmôre, Vader, net sal aanraak opnuut. Heilige Gees, awaken the spirit. Dat daai vuur net hier binne weer sal begin brand en brand, dat dit sal begin borrel. Want as U binne ons is, kan ons nie dieselfde bly nie. Dan moet 'n verandering in ons lewe wees. En dankie Vader vir die vrug wat daar is in Jesus se naam. Want die vrug wat ons het, wat elkeen hierso dra vandag, is om iemand anders te mee te help. Dankie Here Jesus. Bless elke persoon wat hierso sit, met U genade, met U liefde, met U goedheid en U guns, dat hulle blessing sal wees vir iemand anderste. Dat hulle U liefde sal uitdra vir 'n gebroke wêreld daar buite. Laat ons as een persoon in Christus Jesus sal volg. Want ons fokus is Jesus. Dis my gebed in Jesus se naam. Amen en amen.